Sjoe, ja, weet jy, ek dink regtig waar vir my persoonlik, ten opsigte van my aanneming, dit maak nie saak, jy weet, wat in elk geval met jou gebeur het, jy weet die goed of die sleg nie. En wat ek ondervind het is op 'n 6-jarige ouderdom, toe my ouers vir my gesê het ek is aangeneem, was dit vir my, jy weet op 6 jaar oud, jy weet natuurlik verstaan jy dit nie dadelik nie, maar hulle het dit so pragtig vir my gesê en gesê Cordelia, jy kom van Liewe Jesus af. En dit was vir my ongelooflik geweest, maar soos ek ouer geword het, het ek wel besef, jy weet dat aanneming eintlik gepaard gaan met verwerping. En jy wonder hoekom was jy nie mamma se keuse nie. So natuurlik, weet, is dit nie maklik nie, dit is 'n uitdaging, maar ek glo as jy gegrond is en weet dat as God jou gekies het en jy's vir God goed genoeg, want hy is lief vir jou, dan is dit enigiets, dan kan jy enigiets deurmaak in die lewe. So dit is my uitkyk ook as 'n aangenome kind. Die wêreld skuld ons nie, maar as God ons kies, hoef mense ons nie te kies nie. Ja, ek is ongelooflik baie dankbaar vir hoe my lewe op hierdie stadium uitgewerk het en ek sal dit wil verhuil vir niks nie. Ek het ongelooflike liefdevolle ouers gekry en ek glo met my hele hart en ek weet dat die Here 'n absolute ander plan met my lewe gehad het en as ek dit sou oordoen, ek sal enige tyd weer hierdie liefdevolle ouerhuis kies wat ek gekry het. Met my ervaring nou, ek kan regtig waar vir die lesers deel hierso vandag, dat ek het met mamma word, het my aanneming vir my soveel meer diepte en sin gemaak, om hierdie mense in die wêreld te kon bring en om na hom te kyk, en daai liefde, wat ek vir hom het, ongelooflik baie, en net om te dink dat as enigiets kan gebeur, dat hy moet weggevat word van my, dit moet verskriklik wees, maar vir my wat anders is dat ek die voorreg het, met my omstandighede en so aard is dat ek hom kan hê. En daarvoor is ek die Here baie dankbaar. En ten opsigte van my aanneming en my mamma wat my nie kon gehad het nie, besef ek nou meer as ooit wat so opoffering sy vir my gemaak het. En dit is regtig waar 'n ongelooflike ervaring wat ek vir niemand kan beskryf nie. Ja, verwerping is regtig waar. Ek dink verwerping hoef nie altyd deur aanneming plaas te vind. Ek dink soms weet baie van ons beleef verwerping net op ander maniere. Maar vir my, en dit gaan net regtig God se genade wees, is om net regtig om altyd te herinner dat hy deur God geskape is. En hy moet altyd onthou dat as hy vir God genoeg is, hoef hy nie vir mense genoeg te wees nie. En daardeur sal ek hom sy hand vat en as hy enigstens op enige vlak verwerping beleef. En vir my as mamma wat dit soveel meer kan verstaan, om net te herinner dat hy baie spesiaal en kosbaar is.